mag ons vanaand ook wag, soos eeue gelede die 120 in eensgesindheid saam met mekaar, soveel jare gelede, by mekaar gekom om te volhard in gebed. Hemelse Vader, ons is vanaand hier om te wag. Hemelse Vader, ons is vanaand hier om rustig te raak, om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, ons is hier vanaand om uit Genesis 39 en 40 te lees vanuit die woord, die Ou Testament en die Nuwe Testament. En ons glo in die Ou Testament en ons glo alles in die Nuwe Testament. Ons glo in Jesus Christus, die opgestane Here. Ons glo in die maagdelike geboorte. Ja, Here, ons weet dat U ons persoonlike verlosser en saligmaker is, dat U aan die kruis gesterf het, sodat ons vergifnis van sondes kan ontvang. Here, maar is moeilik hier op aarde. Van ons ervaar lyding, terwyl ons nog hier op aarde is. Moeilik is hy, Here, maar dankie soos ons ook Sondag met mekaar gedeel het, dat die son ook weer opkom. Soos wagte op die stadsmuur staan ons en ons volhard in gebed, Here, ons volhard in eensgesindheid. Ons bly glo en vertrou in U, Here, dat die son sal opkom. Dankie, Here, dat die son ook vir Josef opgekom het, soos ons vanaand gaan lees. Amen. Ek gaan so 'n bietjie rondspring vanaand. Dis in Genesis 39 en Genesis 40. Terwyl ons so 'n bietjie blaai na die 39ste en die 40ste hoofstuk toe, wil ek maar net onder die aandag bring. Ek het gister genoem van die toutjies, dat om te rus en te wag beteken dat eerstens daar ek moet wees wat bereid is om te wag. Dan roep ek die Here aan in die donker diepte, dan moet 'n situasie, daar's 'n krisis, en dan bid ek tot hierdie God my redder. En wanneer ek dan wag, dan begin ek hierdie 3 toutjies te vleg. En die 3 is nie meer losstaande van mekaar nie, hulle word een. En die simboliek agter dit beteken dat ek my gedagtes, my lewe, my alles in lyn bring met God se wil, met God se besluit. En ek wag op sy antwoord, en ek leef in gehoorsaamheid. So wanneer ek begin vleg, dan sê Here, dis nie meer my wil nie, dis U wil. Here, ek wag op U, ek wag op 'n antwoord, ek wag op uitkoms. En dan bring ek in hierdie wagtyd, in hierdie tyd van moedeloosheid, van magteloosheid eintlik, bring ek my gedagtes, my optrede, my wil in lyn met God. So daar agter by die deur as jy uitgaan, asseblief neem enetjie. Daar is genoeg. By die deur is daar ook die ertjies wat jy moet neem. Gaan ontkiem dit by die huis. Gaan wag geduldig. Moenie die paddetjie oplig om te kyk hoe ver hy ontkiem het nie. Roline het vanoggend gesê wat sy gedoen het. Sy het 'n bietjie lou water op haar paddetjie gesit. En haar ertjie is al 3 maal so groot soos wat hy was, omdat sy daai bietjie hitte op hom gesit het, het ek gouer ontkiem. So, maar sy het ook al opgelig en geloer hoe groot hy is. Wees geduldig, kom ons wag vir die ontkieming, kom ons wag vir die groeiproses, kom ons wag dat daar saad geskiet word, en dat ons daardie ertjiepeel as ons eerste oes kan terugbring na die huis van die Here toe. Dan ons windpomp wat hier in die middel staan, is simboliek van die Heilige Gees, wat na ons toe kom en deur ons waai en ons aan die gang sit, daai assies op die kole wegblaas, dat ons weer gloeiend en brandend vir die Here kan wees. So, kyk maar na die windpompie ook en sê, Here, kom waai deur my. Kom vul my met U Gees, Here, al hierdie gaga-goeders waai dit uit my lewe uit, dat ek weer skoon en rein voor U kan staan. Ek lees hoofstuk 39, ek gaan so 'n bietjie rondspring tussen die verse. Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, 'n amptenaar van Farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop, wat hom Egipte toe gevat het. Luister mooi, die Here was by Josef, en dit het baie goed gegaan met hom.
Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. En ek na vers 7 toe, daar staan geskrywe, na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my, maar hy wou nie, en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan, niks van dat ek hier is nie, wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. So het dag vir dag, of sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingegaan het om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug het terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, kyk, meneer het hier die Hebreër na ons toe gebring om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap, maar toe ek hard begin skree en hy hoor hoe hard ek aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Sy het die stuk klere by haar gehou tot Josef se eienaar huis toe gekom het. Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, die Hebreëse slaaf wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê, maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat die slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad en hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou is. En ons nou hoofstuk 40 toe. En ruk nadat Josef in die tronk gesit het, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir hulle 2 amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike leiwag. Die hoof van die leiwag het vir Josef vir hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. Vers 7. Hy het vir die 2 wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao gevra, waarom lyk julle vandag so bedruk? Blaai ons om, dan lees ons vers 14. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Ons laaste versie is vers 23. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Ons lees tot sover. Ons almal ken die bekende verhaal van Josef. Toe hierdie gebeure plaasgevind het, toe hulle verkoop was Josef 17 jaar oud gewees. So onthou maar die 17 jaar, en op 17 jarige ouderdom het sy broers hom verwerp. Uit jaloesie uit wil hulle niks met hom te doen gehad het nie. Op 17 jarige ouderdom is Josef van sy liefdevolle pa verwyder. Op 17 jarige ouderdom moes hy na 'n ander land toe gaan, eintlik sy identiteit verloor. Hy's 'n vreemdeling in 'n vreemde land gewees. En terwyl hy nou in Egipte was, kom daar versoekings oor sy pad. Potifar se vrou sê, "Nou kom slaap by my." Dag vir dag het sy hierdie uitnodiging versoek aan Josef gerig en hy was standvastig geweest. Hy het bly glo in dit soos wat sy pa hom geleer het. En nou is hy as 'n slaaf verkoop
Hierdie versoekings is dag in en dag uit in sy teenwoordigheid, in sy gesig aan hom toegesnou. En nou word hy nog valslik beskuldig ook nog van dinge wat hy nie gedoen het nie. Hierdie Josef probeer so hard om die regte ding te doen en hy doen die regte ding, maar dan word hy verkeerd behandel. En soos ons ook hier gelees het, niemand het belang gestel om Josef se kant van die storie te hoor nie. Potifar se vrou het gejok. Sy eienaar was kwaad geweest en dadelik tronk toe. Niemand het belang gestel in Josef se verhaal nie. En ons kyk na hierdie verhaal van Josef en ons sien al die ongeregtigheid wat met hom plaasvind. Hy het nie verdien om verkoop te word, hy het gevra dat hy as nie beheer van sy broer se emosies gewees nie. Verwerp, verkoop as 'n slaaf, onregverdig behandel, versoekings die hele dag. En nou wonder ek, as ons die Josef is, hoe sal ek opgetree het met hierdie versoekings en hierdie dinge wat elke dag oor my pad kom? En terwyl ek nou by hierdie punt is, wil ek sommer vir jou vra is, sal jy vandag 'n Josef kan wees? Onthou hierdie vraag en ek gaan weer afeindig met hom. Sal jy vandag 'n Josef kan wees? Onregverdige behandeling en jy probeer jou bes en dan luister die mense nie eers na jou storie en jy word in die tronk gegooi. En dan kyk ons na wat gebeur. Seker een van die hartseerste versies in die Bybel is waar Josef sê, dink aan my. In die tye wat dit goed gaan met jou skinker, want jy gaan ontslaan word uit die tronk uit, in die tye wat dit goed gaan en jy praat met die koning, dink aan my. En dan wonder ek, wanneer dit goed gaan met ons, vergeet ons ook nie van die Here nie. Want in vers 7 sê daar, vra hy vir die skinker, asseblief, onthou net van my. En dan vers 14 en 15 vra hy, onthou net van my asseblief. En dan kom ons by vers 23, die laaste versie wat ons gelees het. Wat staan daar? En die hoof van die skinkers het van Josef vergeet. Hy het nie van Josef onthou nie. Die enigste ding wat Josef gevra het, dink aan my. Moet my nie vergeet nie. Ek het julle bedien soos ons hier gelees het. Ek het drome uitgelê. Al wat ek vra is, dink aan my. En dan vat ons hierdie gebeure van Genesis 39 en ons gaan deur na die Nuwe Testament. Daar waar die skuldenaar aan Jesus aan die kruis gehang het en al wat hy vir Jesus vra is, vandag as jy in die paradys is, dink aan my. En dan wanneer ons met mekaar omgaan, dan vra ons baie keer wanneer dit moeilik gaan met jou, dan vra jy vir iemand, dink aan my. Of iemand kom na jou toe en sê, maar ek gaan deur 'n moeilike tyd, ek wil hê, dink net aan my vandag. So die woorde, dink aan my, kry soveel dieper betekenis, wanneer Josef dit sê, moet my nie vergeet nie, dink aan my. Ten spyte van onregverdige behandeling, ten spyte van alles wat hy gedoen het, sy enigste versoek is, dink aan my die tye wat dit goed gaan. Doen 'n goeie woordjie by die koning. Moet my nie vergeet nie. En dalk is hier van ons wat hier sit, wat voel maar, mense het my vergeet. Ek is onsigbaar. Daar's beloftes aan my gemaak en die beloftes is nie nagekom nie. Here, dit is onregverdig. En dan vra ons vir mekaar wanneer ons deur hierdie situasie gaan, Here, mag daar iemand wees wat aan my dink. Ek weet, U sien my raak, ek weet, U weet van my, U ken my op die naam, maar Here, mag daar iemand vandag wees wat aan my dink. So ek wil hê, U moet 'n stuk van Josef se hart hoor. Dis nie net 'n opdrag, nie gaan dink aan my nie. Dis 'n begeerte. Dis 'n diepe behoefte van 'n persoon wat na jou toe kom, of jy wat na 'n persoon toe uitreik, en vir die persoon sê, dink aan my, onthou my vandag. Of dit in die alledaagse is, of dit in jou gebede is, onthou my, dink aan my. En dis Josef se hart wat hy hier na vore kom.
En dan kom ons en ons sit hier in wag, in hierdie wagperiode soos Josef in die tronk gewag het. Ons wag vir 'n antwoord van God af. Ons wag dalk vir herstel in 'n huwelik of in 'n verhouding. Ons wag op uitkoms. Ons wag op genesing. En miskien moet ek dit nou maar sê. Vanoggend 20:04, die bel klokkies my. Sê hulle jaag nou hospitaal toe. Hulle is in kennis gestel, dit gaan nie goed met hom daar nie. Terwyl ons eerste oggend Pinkster het, en ek het 5 minute stilte gegee, en in die 5 minute stilte gaan my foon af, en ek voel net, ek moet maar net so loer. Klokkies wat sê, die masjiene is nou afgesit. En ek het hom 'n inspuiting gegee. En ek het net weer met klokkies gepraat, hoe gaan dit daar? As jy die suurstofvlakke daal, die hartklop raak al hoe minder, en die bloeddruk al hoe laag. Terwyl ons sit en wag vir 'n antwoord, terwyl ons sit en wag vir 'n uitkoms, sit klokkies, Erika, Wendrey, klein klokkies, Via, sit en wag vir oom Daniel dood te gaan. Hy sê ek behoort so, as hy volgens die dokters gaan behoort dit in die vroeë oggend, môre se vroeë oggend weer te wees. So nou vra ek vir jou, waarvoor sit jy en wag hier? Josef het nie net gesit en wag in die tronk nie. Hy het ander mense gehelp, en as ek nou hoofstuk 40 vers 7 gaan kyk, staan daar vir my geskrywe dat hy na die 2 amptenare toe gegaan het in sy lyding, in sy pyn, in sy wag. Wat vra Josef vir hulle? Hoekom lyk julle 2 so bedruk? Die persoon, die 17-jarige seun wat onregverdig behandel is, wat versoek is deur Potifar se vrou, wat valslik beskuldig is, wat in die tronk gegooi is, het 'n gesindheid van in sy pyn en lyding reik hy uit na iemand anders in nood en pyn. En hy vra vir die 2 van hulle, hoekom lyk julle so bedruk? Is dit nie 'n mooi beeld wat ons kan leer van 'n Josef nie? Maar wanneer ons in ons eie situasie kyk, dan is ons geneig om te sê, maar waar is die Here? Here, waar is U in hierdie situasie? En dan gaan ons terug, 4 keer in hoofstuk 39. En die Here was by Josef. Die Here was by Josef. Die Here was by Josef. En die Here was by Josef. In hierdie tydperk was die Here by Josef. En as die Here by Josef is, en ons glo dat God getrou is aan sy woord, dat hy ons nooit sal verlaat nie, dat niemand ons uit sy hand uit kan ruk nie, dan glo ons mos vandag en ons leer van Josef, waar die Here vir ons sê, ek is by jou. Hy was by Josef gewees, en daarom sal hy ook by my en by jou wees. 4 keer in hierdie hoofstuk hoor ons as 'n bevestiging, en die Here was by Josef. Kom ons gaan verder met hierdie 17-jarige seun. En ons vra vir mekaar, wat lees ons nie in hierdie gedeelte nie? Wat lees ons nie wat Josef nie gedoen het nie? Het ons iewerste in hierdie gedeelte gelees van 'n bitterheid? Josef was verbitterd teenoor sy broers gewees, omdat hulle hom as 'n slaaf verkoop het. Josef was verbitterd teenoor sy broers, omdat hulle hom van sy pa verwyder het. Josef was verbitterd teenoor Potifar se vrou, omdat sy hom versoek het, valslik beskuldig het, en die eienaar Potifar self hom in die tronk gegooi het. Josef was nie verbitterd teenoor die skinker wat van hom vergeet het, toe ek vir hom gevra het, asseblief dink aan my nie. Maar ons as mens, wanneer ons onregverdig behandel word, dan slaan ons toe. Ons harte raak hard, ons sluit mense uit, ons hou mense op 'n afstand,
Ons bly in ons kamers, die deure word toegemaak, die gordyne word toegemaak, los my uit, ek wil met niemand enige iets te doen hê nie. En dan kom Josef in hoofstuk 40 vers 7 en hy sê, maar hoekom lyk julle so bedruk? In sy pyn en lyding reik hy uit na ander in nood. En dis vir my 'n mooi eienskap. Josef werk hard in die paleis, hy bedien in die tronk, hy lê mense se drome uit. In sy wagtyd, in sy lyding, doen hy al hierdie dinge. Hy gaan sit nie en verwyd mense en vertel vir ons wat 'n bitter hart hy is nie, wat 'n bitter hart hy het nie. Die Josef verander nie in 'n Mara, die bitter water nie. Josef bly Josef, want die Here was by Josef. In sy eie pyn en lyding reik hy uit na ander. Hierdie God van Josef was teenwoordig gewees in die put. Josef se God was teenwoordig gewees in die paleis. Josef se God was teenwoordig gewees in die tronk. En hy is ook teenwoordig in ons lewe wanneer ons herenig word met ons geliefdes, wanneer ons mure afbreek en uitreik na ander mense in nood en vir ander mense ten spyte van jou pyn en lyding vra, hoekom lyk jy so bedruk? God is teenwoordig. En wat hierdie verhaal so mooi maak, en dit maak my opgewonde dat die Heilige Gees my gelei het om hier aan te dink, en ek is amper klaar, want ek wil tyd gee vir stil word, ek wil tyd gee vir wag. Hoe lank dink julle was Josef verwyderd gewees van sy pa? 17-jarige ouderdom het hy die vee opgepas, en daar het sy broers hom dan verkoop as 'n slaaf. As een van julle so 'n raaiskoot wil vat, hoe lank dink julle was Josef vandat hy verkoop is as slaaf tot sy broers weer vir Jakob sy pa na hom toe gebring het? Wat is daar die tydperk gewees? Kom ek help julle? Ek sê 10 jaar. 7 jaar, goeie jaar was en hulle is die droogte gekom na ander van 12 jaar. Okay, maar so 'n bietjie voort. So voor daai tyd. So kom ons gaan gou terug na Genesis 37 vers 2. Josef was 17 jaar oud toe die kleinvee opgepas het. Genesis 41 vers 46 sê vir ons, Josef was 30 jaar oud gewees toe hy onder koning geword het. Net hoe Farao hom aangestel het as visiepresident, kan ons maar sê, 13 jaar. Toe kom werk is 'n goeie 7 goeie jare by, is 20. Dit lees ons in Genesis 41 vers 7 en dan Genesis 45 vers 6. In die 2de jaar van die hongersnood het sy broers vir Jakob na Josef toe gebring. 22 jaar was Josef verwyderd van sy pa gewees. Uit broers wat jaloers was op hom. 22 jaar het hy gewag dat hy weer met sy pa herenig kan word. 22 jaar het hy deur al hierdie dinge gegaan as 'n 17-jarige seun tot daar waar hy weer met sy pa herenig en verenig is. En wanneer ons nou luister, my siel wag op die Here. Moet jy weet, jou siel kan vir 22 jaar op die Here wag. Want dis solank Josef se siel tot herlewing, tot weer ontmoeting, hereniging met sy pa gewag het. So dit gaan nie net oor 'n vinnige quick fix nie. Dit gaan nie net oor 'n vinnige antwoordjie nie, want dit is waar ons gewoond raak, dit is waar die wêreld ons kondisioneer en leer. En dis hoekom ons vanaand in 'n sirkel sit. Dat ons bietjie net kan saam wag en saam net gesê ek wil stil raak met medegelowiges, die 120 wat in die boot vertrek was. En ek wil wag, en my siel wil wag. En Here weet nie hoe lank ek gaan wag nie, maar ek hoor vanaand Josef moes 22 jaar lank gewag het. So wanneer ek na hierdie lied luister en ek sing, my siel wag op die Here. Here, dan is ek bereid om te wag sonder om te weet wanneer U die uitkoms gaan gee. En daarom sluit ek
die boodskap af met die vraag waarmee ek begin het. Sal jy vandag in Josef kan wees? Sal jy bo die onregverdige behandeling kan uitstyg? Bo die vals beskuldigings, bo die stories wat vertel word, sal jy bo dit kan uitstyg? Of gaan jy verbitterd rondloop? Gaan jy jou hart toemaak en verhard, of gaan jy bly hoop soos Josef gehoop het? Is jy in staat om in jou pyn en lyding uit te reik na iemand anders toe en sê, maar hoekom lyk julle so besorg? Is ons in staat om dit te doen, soos ons vanaand hier sit? Want dis wat Josef ons kom leer, dis wat ons uit hierdie verhaal agterkom. 22 jaar lank was daar 'n pa gewees wat gedink het sy seun is dood. En 22 jaar lank moes 'n seun gewag het om weer met sy pa en sy broers herenig te word. Ek gaan die lied speel, my siel wag op die Here. Na die lied gaan ons vir 5 minute stil sit. Dan wag ons vir 5 minute lank. En dan sal ek amen sê. Na die amen gaan ek geleentheid gee vir gebed. Of as jy voel maar ek wil net iets sê, dan gebruik daardie geleentheid net om ietsie te deel wat die Here met jou gedeel het in jou wagtyd. Ons het ook net gesê ons wag dat die Here met ons praat. Ons wag op die antwoord van die Here. Miskien 'n antwoord by jou. Miskien is vandag jou 22 jaar wat tot 'n einde kom. Maar kom ons wag op die Here, soos Josef gewag het, getrou. En ook in jou en my pyn en lyding mag ons met liefde, opregte liefde uitreik na mekaar toe. En mag die bitterheid wat daar sou bestaan verdwyn. Al is dit moeilik, weet ek, dit is die regte ding om te doen.